Ringe in 'n bos deur Daleen Matthee, hoofstuk 1. Kort na sonop is hy aan die rand van die bos en hy kry die karige plankgebouetjie sonder veel gesoek. Hy klop en wag. Die ou breinman wat kom oopmaak, skrik en staar hom ontsteld aan. "Baas Sol? Ek kom leen die geweer, Maska." "Die geweer?" vra die oue agterdogtig. "Om wat te maak?" "Ek het besluit dat ter Blaans nie die ou poot sal skiet nie. As iemand dit dan moet doen, sal dit ek wees." Iets soos paniek maak gou Maska se klein swart oogies wild. Jy gaan hom skiet?" "Ja, nee. Dis 'n smeking om genade." Hy steek sy hande voor hom uit en skud sy kop. "Nie jy nie, asseblief baas Sal. Leen my die geweer." "Maar ek het net 2 koels." "Skiet," hoop die ou man binne. "En niemand in hierdie bos sal vir jou 'n enkel te koel bysit nie. Hulle sal jou nie help nie, baas Sal." "2 koels is genoeg. Het jy kruit?" "Het lyk my vir die rykmanslewe het jou kop saf gemaak," ruk ou Maska hom skielik op. "Lyk vir my jy vergeet dat ou poot is. Dat al die slim van al die olifante." Hy bly stil en staan 'n oomblik verbuister. In sy desperaatheid het hy die verbode naam gebruik en hy probeer dit vinnig regpraat. "Laat al die slim van al die groot voete saam in sy kop sit. Laat Freek ter Blaans hom kom skiet en laat dit klaar kom. Gee my die geweer. Freek ter Blaans sal hom nie skiet nie." "Baas Sol." Die ou man slaan weer oor na pleit. "My hande het geweer gedra vir die Engelsman wat die slag hier kom grootvoete skiet het. Ons was 4 man wat alles moes dra en as die een geweer leeg geskiet was, het ons die volgende een gelaai en reg vir die vat." Sal weer die ou man probeer tyd wen deur te praat. "Ek het in my lewe nie 'n man gesien wat kan skiet soos daardie man nie. Hy het grootvoete in 'n ander land ook geskiet. Maar toe kom draai die wind en ons staan onderkant die koei en toe sy storm, toe staan nie tyd vir goed of slag skiet nie. Toe sit net skiet. Weet jy hoe lyk 'n groot voetkoei met 'n kwart pond lood in die long? Nee, jy weet nie. Weet jy hoe sy klink? Hoe sy die wêreld uitmekaar skeer terwyl sy in haar eie bloed versuip? Nee. Maar my oë het dit gesien. My ore het dit gehoor. Toe sy die bloed eers deur haar slurp begin spuit, was dit of sy blind word en woede en die Engelsman skree ons moet laai. Maar ons kan nie. Want julle sit in die bome en die gewere lê op die grond, maak Sal vir hom die storie klaar. Toe hy 'n kind was, het hy ou Maska dit dikwels hoor vertel en altyd agterna die vreeslikste nagmerries gekry, waarin dit hy was wat voor die bebloede woede moes uit en nie kon nie. Elke keer het hy in doodsangs wakker geskrik en om met die wete getroos dat die Engelsman tog daarin geslaag het om die ou koei met 'n hartskoot te verlos. En sy was nie eers amper so groot soos ou poot nie, voeg Maska waarskuwend by. "Leen my die geweer." "Jy kan dit nie loop doen nie. Jy mors my tyd, Maska." "Moenie dit van my vra nie, baas Sol. Toe almal in hierdie bos jou wou stenig, het ek vir jou gepleit." "Dankie. Net jammer het dit nie gehelp nie," sê hy spottend. "Ek dink as hulle kon sou hulle Freek vra om my ook sommer te skiet." "Dis nie nou die tyd vir daardie klaspraatjies nie. Draai om en loop klim op die skip. Jy is te lankal nie meer een van ons mense nie, baas Sol. As jy nie vir my die geweer gee nie, sal ek een op die dorp loop kry. Maar ter Blaans sal ou poot nie skiet nie. Dit sê ek jou nou vir die laaste keer. Jy was van altyd af eie wys en anderster. Nes julle? Wat? Doe maar. Gaan jy vir my die geweer leen of moet ek teruggegaan dorp toe om een te kry?" "As ek vir jou die geweer gee," sê ou Maska radeloos, "sal jy my dan beloof dat jy by Gert Oog sal loop probeer om 'n paar koels te kry?" "Sal nie nodig wees nie," keer Sal ongeduldig. "Watter kant toe is hy? Ou poot." Die ou man hak eers die koelsak en kruitbuis tyd saam van die draadhak af. Hulle sê hy skuil om Tini se kant toe, sê hy amper onhoorbaar. En toe hy die geweer aangee, is daar 'n stil hoofvaardigheid in sy houding. Minute later loop Sal Barnard die bos in en dit voel vir hom of hy loop agter in homself in. Die feit dat hy op pad is om ou poot, koning olifant van die bos te skiet, voel onwerklik en terselfdertyd die mees onvermydelike daad van sy lewe. Die vorige dag nog was hy aan boord van die Pictor. Die 3-masbark van 450 ton het seile opgerol, stuurboordkant teen die houtkaai vasgesmeer gelê en hy het aan die bakboordkant gestaan en die oorkantste oewer van die meer bespied. Was die gevoel van onrustigheid wat hy nie kon afskud nie, 'n voorgevoel wat hom wou waarsku dat die verlede nog nie heeltemal klaar was met hom nie. Nee, dit was die haas in hom om weg te kom. Gister, die luggie uit die suidooste was 'n lafenis na die bedompigheid van sy kajuit. Wes, waar die see deur die gat tussen die koppe kom, het die branders wit geskuim oor die rif en die gety die groot uitgestrekte meer binnegebring, tot waar klein kabbels teen die houtrom van die Pictor hom aantlots het.
2 spierwit seevoëls het laag oor die meer aangevlieg gekom. Hy het hulle met sy oë gevolg tot waar hulle met 'n wye sirkel bo kan die groot mas kom draai het, soos klein wit seile wat van die maste losgekom het. Hy het hulle egter nie op hulle noordwaartse vlug gevolg nie, maar sy rug gekeer gehou op die bedrywighede van die dek en die kaai. Dit was 'n warm dag. 3 varke, 6 bokke, 'n klompie hoenders en 'n paar makoue het gehok en vasgemaak op die kaai gewag om gelaai te word. Kos vir die lang vaart Engeland toe. Sterk hande en ratse voete het die vars water vate teen die laaiplank opgerol. Regs van hom op die dek het 'n matroos seewater oor die vate met die botter en pekelvleis gegooi om dit koel te hou. Alles moes wag vir die hout om klaar om gelaai te word voordat dit in die ruim kon af. Toe 'n sweep dorp se kant toe klap, het hy geweet dis nog 'n swaar gelaaide wa met hout uit die bos. Geel hout dwarslers. Venyn het in hom opgeskiet en die ongeduldigheid in hom aangeblaas. 4 dae lank was Lal aan die laai, van lig tot donker, en die haas om weg te kom, het in hom opgelaai soos die hout in die skip se ruim. Hy was die eerste passasier wat aan boord gegaan het, en daar was 'n dringendheid in hom om teen die boegreëling te staan wanneer die skip die smal, gevaarlike deurgang tussen die koppe aandurf, die oop see voor hulle lê en die gevreesde rif onder hulle. Dit sou soos 'n geboorte wees. Die oomblik dat hulle deur was, sou hy vry wees van alles wat hy eenmaal liefhad. Die bos, die mense van die bos, die dinge van die bos, van Kate, van Oupoot. Die oomblik dat die boeg van die Pictor, die oop see binnekloof en die seile bol staan in die wind, sou hy hom finaal losmaak van 29 jaar. Baas Saul? Dit het hom soos 'n vuishout in die rug getref en hom laat omruk. Maska? Middag, Baas Saul. Die verrimpelde ou Teniqua het onseker agter hom gestaan. Ek het met die wa saamgekom en toe sê Baas Gert, dit lyk na Baas Saul hier op die skip. Toe vra ek die man daaronder of ek net 'n woord kan kom praat met Baas Saul, oor of Baas Saul gehoor het. Wat gehoor het? Het hy kort afgevra. Hy wou deur niks gesteer wees nie. Van Josef se kind, Joram, sy oudste. Wat van hom? Geskep, nag voor laas. Die grootvoete is dwars deur Josef se skerm, dis kan Jim Wright se draai. Hy het die skokgolf wat in hom opgestoot het probeer keer. Waar 'n olifant deur 'n skerm is, bly min oor. Maar hy wou nie langer van hierdie dinge weet nie. Niks van die bos af uit die bos het hom meer aangestaan nie. Nie eens die kind van sy eie broer nie. Het die kind baie seer gekry, het hy nogtans gevra. Dood. Hulle sê die tand is voor by sy maag en agter by sy rug uit. Hulle sê hom vanmiddag by Groot Eiland bære. As dit nie was vir die hout wat op die skip moes kom nie, het ek ook gegaan. Hy sien die ou man se oë na iets in syne soek en draai weg. Niemand sal ooit weer in Saul Barnard se oë jammer te sien nie. Nie eens ou Maska nie. En die bos het maar net 'n wederoffer gevat. Gaan Baas Saul met hierdie skip saam weg? Dit was 'n versigtige, agterdogtige vraag. Ja. Ver. Baie ver. Hy het sy oë oor kan die meer teen die swart-groen koppe gehou. Die inkomende gety het 'n swerm modderlopers uit 'n sandbaadjie opgejaag en hy het geweet ou Maska wag agter hom om te groet. Maar hy sou nie omdraai voordat hy nie elke moontlike teken van emosie onder beheer gehad het nie. Hulle sê dis Oupoot wat dit gedoen het. Dit was of 'n tweede ou omtref. Sy eerste gedagte was dat dit 'n slim set van die ou man was en hy het die waarheid in sy oë gesoek toe hy omdraai. Wat het jy gesê? Hulle sê dis Oupoot se werk. Dis 'n lieg. 10 ander is glo saam met hom deur die skerm. Dis 'n lieg en jy weet dit net so goed soos ek. Oupoot sou nie 10 ander saam gesneem het as hy die kwaad wou doen nie. Nie hy nie. Hulle sê sy spore was daar. Hy mag vroeër die nag daar verbygegaan het, waar 10 vertrap het. Kan nie in geval van ek seker wees nie en dit weet Josef hulle ook. Ek sê maar soos Baas Gert my gesê het. Hy het weggekyk voor hy die laaste hou slaan. Vreek ter Blaans kom hom skiet. Die woorde het hard getref. Hy kom Oupoot skiet. Ja, Baas Gert sê dis al man wat Josef vertrou om te skiet. Hy het 'n man oorgestuur Nutsie toe, na Vreek toe, en hy het laat weet hy sal hom Vrydag kom skiet. Na die aandete het Saul en Frank Jefferson, kaptein van die Pictor, 'n paar rondes kaart gespeel. Dit het egter nie die bitterheid van wat in hom aan die toeneem was gekeer nie. Ook nie die gevoel dat hy stadig teruggesleep word na 'n vuur waardeur hy sy lewe lank geworstel het om te ontstap nie. Hy is besonder stil, het Jefferson teen 9 uur se kant opgemerk. Hulle het mekaar reeds 'n hele klompie jare geken. Vroeger was die Pictor een van die skepe wat gereeld by die Nysna rivier aangedoen het, en hulle het altyd mekaar se geselskap opgesoek. Of begin jy aan jou weg gaan twyfel? Nee, nie vir 'n oomblik nie. Na nog 2 rondes het Jefferson weer probeer. Kan ek 'n persoonlike vraag vra? Vra gerus. Dis baie opvallend dat jy nie meer beklei nie.
Baklei. Die opmerking het hom verras. Nie met die vuiste nie, met iets binne in jou. Nog sherry? Nee, dankie. Ek dink ek verstaan wat jy wil sê en ek moet erken, jy verras my met jou waarneming. Jy het reg, ek baklei nie meer nie. Kom ons sê ek het 'n eenmansoorlog gevoer en verloor. Het hy erken en sinnies bygevoeg. 'n Oorlog wat nooit bestaan het nie oor dinge wat nooit bestaan het nie. Jy het altyd die indruk geskep dat jy niks vrees nie, Saul Barnard. Jy skep dit nog, behalwe dat jy nie meer baklei nie. Dit beteken nie dat jy nie meer kwaad is nie. Jy beurt om te deel, het Saul die gesprek in 'n ander rigting gestuur. 10:00 het hy die kaarte neergesit. Ek jammer, ek konsentreer nie. Ek kom met nog 'n hele aand agter. Hy het nie die lamp in sy kajuit opgesteek nie, ook nie sy klere uitgetrek nie, maar net so op die bank in die donker gaan lê en Maska se woorde teruggeroep. Freek ter Blaans het laat weet hy sal kom om Vrydag kom skiet. Dit het hom om en om deur sy kop kom draai totdat die wrevel en bitterheid hom teruggejaag het dek toe. Bokant Belvedere se koppe, aan die oorkant van die Nagblinkmeer, het die sterkruis kopkant afgeduik op sy baan. Alpha, Beta, Gamma, Delta, met hy een nag vir Kate die name van die 4 punte geleer. Die gedagte aan Kate het hom van die reëling laat wegdraai en in die rigting van die voormas laat loop. Deur die takelwerk kon hy die stil dorpie teen die skynste bo kan die meer in die nagskemer sien lê. 'n Hond het ergens geblaf. 'n Ander het antwoord gegee. Kate. Sy was 'n droom wat saam met baie ander drome vernietig moes word. Aan die begin sou dit die seerste seer wees wat hy saam met hom moes dra. Agter by die kruismas het die waker van die skip, gekik en bakpoortkant die donker ingespoeg. Ergens in die uitgestrekte, digte bos tussen die berge en die dorpie was Oupoot ook op wag. Het hy in Komse bos geskuil, bokant diepwalle, en een van Gouna se klowe. Het hy geweet dat die sandloper teen hom omgekeer was. Het hy geweet dat hy uitgesit was om skuld te betaal wat nie syne is nie. Oupoot sou nooit 'n enkele nag sy alleenheid gelos het om saam met 'n trop te loop kwaad doen nie. Nooit. Daarvoor is hy te slim en te lank al die leier olifant van die bos. Jare gelede is daar ook sommer net aanvaar dat hy was wat Maree vermorstel het. Ten spyte van die feit dat wat van Maree oor was, weke later per toeval gevind is en niemand meer kon sweer watter een vir die verwoesting verantwoordelik was nie. Oupoot moes die blaam dra omdat hy in die omgewing gesien is. En Josef en Freek ter Blaans laat weet om Oupoot te kom skiet. Freek, 'n man wat menige olifante met een stuk lood in mekaar laat kneel het, wat die tande uitgekap en tussen die hout op sy wa versteek het om dit vir 'n flenter van 'n prys op die dorp te loop vir kwansel. 'n Man wat nie aan 'n hart of breinskoot glo nie, maar wat van die sykant af skiet om die massiewe rug tussen die blaaie te vergrys. Dit was toe dat hy gesweer het dat Freek ter Blaans Oupoot nie sou skiet nie. Ter Blaans se byle sou nie daardie tande uit elkaar se kap nie. Nee. Saul Barnard sou Oupoot skiet. Hy was dit aan Oupoot verskuldig om hom die vernedering te spaar om voor ter Blaans se geweer te kniel. Hy het nie 'n keuse gehad nie. Die allerlaaste taak moes hy op homself neem. Hulle het Oupoot reeds gehad soos hulle hom haat en pleit om genade sou hom nie help nie. Daarom loop sy voete weer oor die grond wat hy afgesweer het. Oor sy ore weer die loeries, is hy weer eens in die altyd skemer wêreld van die bos. En daar sal Freek ter Blaans eers vir hom moet skiet voordat hy op Oupoot sal kan aanlê. Daar is 4 dae oor na Vrydag toe. Die Pictor sal nie voor Maandag vertrek nie. Saul Barnard, seun van die houtkapper, Joram Barnard, is in die bos ontvang en gebore en grootgemaak. Op die 7de dag van Januarie 1860 is hy kort diskant Christian se nek onder 'n wit els gebore, omdat sy ma se tyd haar oorval het op pad Brandbrug toe, waar haar mense gekap het. Hy was die tweede seun. Josef was toe 2 jaar oud en sy pa moes hom in die fyn ruigte wegsteek totdat alles verby was. Sy ma kon lees en skryf. Hulle het 'n Bybel en sy het vir hom en Josef ook leer lees en skryf. Sy pa kon nie lees nie. Hy het gesê 'n man hoef nie te kan lees en skryf om hout te werk nie. En soos die ou olifantbulle die jong bulle leer, het hy hulle die dinge van die bos geleer, van die bome. Die verskil tussen 'n kalander en 'n oupryd, van die wit peer, die vlier, die rooi els, die wit els, van assegaai en hardepeer, eysterhout, kershout en kamassie. Sommige leer jy aan die lyf ken en ander aan die blaar. In die begin lyk 'n jong stinkhoutboom en 'n saffraan na dieselfde ding, totdat jy geleer het om die steelkant van die stinkhoutblaar, die 2 harde knoppies te soek. Hulle het die struike van die onderbos leer ken, wat medisyne is en wat nie, watter bessies jy kan eet, watter nie.
Hulle het die voëls leer ken, hy en Josef. Party aan die stem lank voordat hulle in die digtigheid van die bos gesien het. Die kok 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 van die groot loerie het jou ongeduldig gemaak om dit te roep sonder lyfbly. Sodat jy op 'n dag loop, wag sit en met jou oë in die bosdak totdat die groot groen voël geruisloos afgesweef het na 'n laer tak en die bloedrooi vere van sy vlerke 'n oomblik in die sonspatsels geblink het. Die bosloerie is 'n ander een. Kleiner as die groot loerie, net so mooi, maar dommer. As jy jou lippe tyd om te fluit, maar jy fluit nie. Jy hoet deur jou lippe, lok jy hom van ver af nader. En as dit nie te reig was nie en Josef het reggemik met die klip, het hulle die loerievleis in die pot vir die aand. Soms het jou geluk by 'n bosduif gelê. Die klein voëls het met die tyd saamname gekry. Lawaaimakertjies, Piet my vrou, die pikswart byevangers met die swaalsterte, die bontrokkies, die klein jantjies, die suikerbekkies, die hele sweterjoel. En die bokke, die bosbok met sy breinlyf en wit spikkelhalsband. 'n Ou ram word later amper swart van brein en as jy een van hulle kwes, moet jy maak dat jy wegkom, want hy sal vir jou inhaal en jou op 'n ongemaklike plek bykom met sy horings. Hulle sê dis hoekom ou Anneries nooit getrou het nie. Jy leer die grysbok in die krippelbos ken en die mooiste bokkie van almal, die blou bokkie van die raaie onderbos. So klein, so lig van voet dat jy selde met stippelspoortjies kry. Miskien iewers waar hy oor die dryfsand langs 'n stroompie is of oor 'n sandplek in 'n voetpad. Afgeslag het hy maar 'n groot hoender se vleis en sy wip moes jy fyn stel. Nie net vir die bokkie self nie, maar ook vir die boswagter. "Julle roei die goed uit," is die tyding op 'n dag die bos ingestuur. "Die man wat ons vang, wat 'n blou bokkie vang, is in die moeilikheid, maar jy laat nie 'n houtkapper so maklik skrik nie. Die man wat 'n blou bokkie vang, se lisensie sal afgevat word," is 'n beter dreigement agterna gestuur. Van toe af is die wippies en die boswagter fyn dopgehou. Sy pa het hulle belet om weer 'n blou bokkie wip in 'n voetpad te stel, al was dit die beste plek vir myle ver. Mens weet nooit watter dag die boswagter kies om rondom die kap van jou byl te kom spaai nie. Toe het hulle maar in die regtes gesoek totdat hulle afkom op 'n hoopie mis so groot soos gordkorreltjies of blou bokpaadjie gekry. Sy pa het geglo jy moet vir die kop stel, nie vir die pote nie. Jy buig 'n lekker jong boom af en bind 'n bloklynlus aan die punt sodat dit 2 handhoogtes bo kan die grond sal hang nadat jy die boom se punt geanker het dat dit net hou. Nou kom die bokkie wy nader. Sy kop is deur die lus voor hy weet waar hy is. Die boom skiet terug en ruk die lus om sy gordel vas en die boswagter kan maar kom. Die bokkie sal bokant sy kop in die bos verwrig hang en hy sal onder verby en dit nie weet nie. En die groot mense het jou nog 'n ander ding van die blou bokkie geleer. Hulle is anders as al die ander bokke in die bos omdat hulle gal in hulle koppe sit. So waar. Daarom is hulle naam ook galkoppies. En dit sou 'n blou bokkie wees wat die eerste ding in saal laat loskom het. Maar voor dit alles en bo dit alles het hy en Josef van die groot vrees wat in die boswandel geleer, van die olifante. Hy was klein toe hy vir die eerste keer die verskriklike bolmis gesien het, seker so 5 jaar oud. Hy en sy pa en Josef en oom Anneries was op pad na waar daar die stinkhout gewerk moes word. En dit was die eerste keer dat hy volwaardig saamgeneem is om die eerste takke van 'n boskind te leer. Die werk om die skerm, water aandra, vuur uitkap, vuur maak, die vuur oppas, die patats onder die asbak en uithaal voordat die olie uitkook, koffie maak. Die bol het in die voetpad gelê. "Is dit een olifant se, pa?" Hy het verskrik vasgesteek. Dit was so groot soos 'n jong os se kop. "Stil," het sy pa vinnig gekeer. "Jy noem nie sy naam in hierdie bos nie. Hy hoor vir jou en dink jy roep hom. Kom." Maar hy sou bo oor die groot bol moes trap en hy was te bang om dit te doen. Oom Anneries het eendag gesê 10 osse saam is 1 groot olifant se lyf. "Hy gaan ons trap, pa," het hy begin huil en agtertoe gestaan. "Jy's dom man. Die mis is ten minste 2 dae oud en teen die tyd is hy seker al bo by Jonkersberg as jy my vra. Kom." Van ou grootvoete of ou dik bene of van ons voorouers mag jy gepraat het, maar nooit van 'n olifant nie. Net vreemdes het so onverskillig in die bos kom praat. En hulle het van die eerste wapen teen die groot vrees van die bos geleer, die wind. Al roer daar nie 'n blaar om jou nie, soek jy 'n skerp blou lig bokant jou deur die blaredak en wag tot 'n wolkie verbytrek, sodat jy kan weet watter kant om te hol as die takke bos inbreek. Hy was 9 toe hy vir die eerste keer alleen voor die groot vrees moes staan. Hulle het getrek en by Groot Eiland gaan huis maak.
Sarah en Magdalena was toe klein en Isak is kort daarna gebore. Wanneer daar ver van die huis af gekap is, het hulle 'n skerm gemaak en in die bos gebly totdat die hout klaar was. Soms 3 weke en langer. As hulle nie te ver van die huis af gekap het nie, het hulle donker voordag opgestaan om ligdag by die hout te wees. Heeldag gekap en laatmiddag weer teruggestap. Baie moeg. Hulle het daardie keer by Witplek Bos waanhout gemaak en alhoewel dit maar so 2 uur se stap van die huis af was, het sy pa aan die einde van die eerste week besluit om skerm te maak en te bly tot die hout klaar is. Die suiker was op, die koffie en twak was min en by die huis was die meel ook aan die opraak. Die hout moes uitgesleep en reggemaak word en op die dorp kom. Saul was toe nog nooit op die dorp toe nie en sy idee van die plek was taamlik vaag. Teen die einde van die 3de week het dit egter begin reën en dit was te nat om te kap of te saag. Al wat hulle kon doen was onder die skerm sit en hoop dit klaar op. Oom Annelies was daarom bly oor die reën. Dit het hom kans gegee om voor te kom met sy speke. 6 waaspeke het vir die oue bottel brandewyn, Cape Smoke op die dorp geruil en hy kon die netjies te speke met 'n dussel uit 'n stuk assegaai hout kap. Later jare het Saul dikwels gewonder hoeveel waans oor die land kreun met ou Annelies se brandewynspeke in die wiele. Ou Annelies. Toe Saul op 'n dag uitvind dat sy regte naam eintlik Andries van Huisteen is, het dit soos 'n vreemdeling geklink. Vandat hy sy verstand gekry het, het die ou maar by hulle gewoon en in sy pa se span gekap. Dit het 5 dae lank gereën. Toe dit opklaar, was die kos so te sê op. Een van hulle sou moes huis toe om kos te haal, hy of Josef. Maar Josef kon teen daardie tyd al sterk help by die hout en elke hand had net sy vat. Die volgende dag het Saul se pa hom tot by die naaste voetpad geneem. Jy stel nie na pad nie, het hy die ordes afgegee. Jy hou met hierdie voetpad aan tot by die sleeppad en dan hou jy wes, son onder sy kant toe, tot by die houskerm. Daarvandaan vat jy weer die voetpad. Ja pa. En jy luister die hele tyd vir die grootvoete. Ja pa. In sy hart het hy klaar besluit om hulle te wys hoe gou hy met die kos kon maak. Dit was nat. Ou plekke is hy gly af en aan die ander kant weer hou uit. Waar hy kon het hy gedraf en die hele tyd sy ore rondom hom in die bos gegooi vir die breek van 'n tak wat 'n olifant kon verraai. Olifante is altyd woelig en nat weer en kort voor 4:15 was hy by die huis. Sy ma was een van hulle te wagte. Nie hom nie. Sy het geweet hulle kos sou nie die reën weer uitkom nie en het patats gekook en askoek gebak. Net na 12:30 was hy alweer op pad terug. In die sak oor sy rug was die gaarkos, 'n paar treksels koffie en genoeg rou patats om die hout op klaar te kry. Hy het niks gehoor nie. Nie 'n stok se kraak of 'n roersel nie. Niks. Hy was die voetpad ander kant die sleeppad skaars in toe hy opkyk en hom sien. Die olifant. Voor hom in die voetpad met sy broek na agter en die wind was verkeerde kant. Die skrik het hom soos 'n bliksemstraal geslaan. Toe die slurp opkom en die rondsnyf na waar die mensreuk vandaan kom, het hy agteruit begin strompel, maar terselfdertyd geweet hy gaan nie wegkom nie. Die skurwe lyf was aan die omswaai en die krom geel tande aan die omkom. As 'n grootvoet jou jaag, pluk jou baadjie of jou hemp uit en smy dit neer, het sy pa geleer. Hy sal dink dis jy en dit eerste vertrap. Solank hy sy mistake uitvind, hardloop jou of jy klim. Saul het die sak met die kos neergegooi en vinnig 'n wit els gekies en geklim. Halfpad boontoe het die vrees om sy arms om 'n dwarstak te laat gooi en sy bene om 'n ander een laat vasknel. Toe hy afkyk, was daar 2 olifante onder die boom. Die grootte wat hy eers gesien het en 'n jonger een. Op die plek waar hy die sak neergegooi het, was hulle besig om die onderbos uitmekaar te trap en in sy angs het hy gebid dat hulle tog hulle woede op die sak moes uittrap en van hom vergeet. Maar die jonger een het eers die mensreuk teen die boom gekry en toe begin stamp om hom daaruit te kry. Die grootte het na 'n ruk kom help. Hulle sê as 'n vuur wit brand, is hy op sy warmste. As vrees wit in jou brand, is jy op jou bangste. Dit het hy daardie dag geleer. Solank die wit els hou, moes hy hou, het hy hom voorgeneem. Hy wou nie doodraak nie. Hy wou nie onder hulle pote beland en saam met die kos in die aarde in vervlenter word nie. Hulle het met die koppe hul woede teen die boom uitgehaal, terwyl hulle pote die klam bosaarde tot 'n pappery vertrap het en sloef uit die modder gesuig het voor elke nuwe aanslag teen die ou wit els se stam. En elke keer het hy gedink, met die volgende stamp skud hulle my uit en dan's ek dood. Elke keer dat hy sy oë oopgemaak het dit gelyk asof die skurwe boggelskofte nader aan sy voete is. Hulle het hom daar probeer uitskit totdat sy die skemerte oor die bosvloer begin gryp het. Toe het hulle sommer net weggestap. Dik bos in en hy kon nie sien hoe ver nie. Hy het net die geswiep van die ruigte gehoor en toe was dit stil. Hy het gewag. Sy arms was styf en seer, sy bene bloedvel geskeur.
en hy het nou eers agtergekom dat hy sy broek nat gemaak het. Toe dit nag was, het hy sy lyf versigtig in 'n ander mik ingeswarf en gewerskaf, sodat hy beter sou kon klou wanneer hulle terugkom. Hulle het nie weer gekom nie. Ligdag het sy pa gekom. Hy het teen die aand onrustig geword en voordag hom kom soek. Hulle moes die hout op patats en die vleis van 'n blou bokkie klaarmaak. Sy ma het by Margrieta, oom Gert Oog se vrou, vir hulle 'n paar treksels koffie geleen.